Stort jou hart uit voor God en beskerm jou hart. Deel 1. Die Bybel leer ons om ons hart uit te stort voor God. Klaagliedere 2 vers 19. En dis nou 'n gewoonte wat ek wil aanleer in my lewe. Om meer gereeld die emosies te identifiseer in my lewe en dit voor God te gaan neerlê. Ek het nogals myself gesien as iemand wat in touch is met my emosies, maar het verlede week besef dat ek sekere blind spots het in my lewe, veral oor die vraag, hoe voel jy hieroor? Ek het besef dat dit is my moeilik om myself uit te druk oor sekere dinge in my lewe, maar weet ook dat ek dink in prentjies. So ek wil die prentjies gebruik om te verduidelik en te bid oor hoe sekere dinge my laat voel. Ek het ook besluit om die 80-20 reël toe te pas. 80% klagtes en 20% pryse vir God. Die 20%, die skuurpapier in my lewe en die teikers. Die skuurpapier is die ongeskikte persoon in jou lewe. Wanneer jy met hulle in kontak kom, voel dit asof jou vel met skuurpapier gemasseer is. Jy voel jy wil hulle inskryf in 'n kursus met MC Skuman. So dis eerstens waarvan ons nou bid, vir die skuurpapiere in ons lewens, dat hulle sal vervul word met die Heilige Gees, so die Heilige Gees hulle herinner aan maniere. What a wonderful world, sal dit nie wees as hulle kom en om verskoning vra nie. Tweedens bid ons vir onsself, dat God ons wonde sal kom versorg, soos in Jesegiel 16 verhaal, dat elke verhouding in ons lewe, sodat God ander mense sal stuur om vir ons genesing te bring op daardie eindes. Ons bid ook dat God die Manasse oomblik vir ons sal gee, sodat ons al van ons hartseer sal van vergeet. Die teikers, daardie mense wat jou effens manipuleer, wat soos 'n parasiet kyk, wat kan hulle alles van jou drein? Eerstens bid ons vir God om hulle te kom verander, sodat hulle nie meer 'n parasiet is nie, maar dat hulle 'n remora visie verander, sodat ons meer in 'n simbiotiese verhouding sal wees. En tweedens bid ons dat God hulle vir ons sal kom beskerm. Ons sal afwesig maak op hulle radars. Steek ons weg in u wegsteekplekkie. Ons kom nou leeg na u toe. Ons het altyd in die verlede vir onsself probeer veg, maar nou kom ons en sê dat u is die enigste beskerming en ons bid dat u ons sal beskerm teen hulle. Dan die 20 en 80% tipe vriendskap. Jy deel met hulle jou goeie nuus, of dit nou via WhatsApp is of in 'n kuiertjie. Hulle luister na jou goeie nuus, gee vinnige afgerammelde antwoord van hulle is bly, en dan prop hulle jou gedagtes vol van hulle ellende, hulle kommernisse, hulle gebedsversoeke. Hulle probleme en oorwinnings is altyd groter as joune. Hulle dinge in hulle lewe het altyd meer emosionele ligtheid nodig as joune. Dis hoekom ek ook geniet om op hierdie stoktyk van my lewe te doen, want so gereeld kan ons dan so verstremmel word in hulle bagasie dat ons emosionele ligtheid net uithardloop en ons kry nie die tyd om te fokus op ons eie lewens nie. Ons ware vriende, ware mense wat vir jou vuur vir jou mens wees, sal vir jou ook die platform in die ligtheid gee. Jesus het 2 mense gehad wat langs hom gehang het. Die een het hom gespot, die ander een wou meer weet van Jesus en van die koninkryk waarvan Jesus gepraat het. Op wie het Jesus gefokus? Op die een gevangene wat vir hom die platform gegee het om te getuig. Ons moet ook so daagliks leer om te begin onderskei. Jesus het nie die een wat hom gespot het probeer oortuig dat Jesus is reg nie. Iemand het eendag vir my gesê, ek stry nie as ek weet ek is reg nie. Die Bybel praat van verligte oë en ek glo dis waarvoor ons nou bid, om te kan raak sien dat hierdie persoon is besig om ons te manipuleer. Hierdie is die einde van die 20% die klagtes wat ek voor God se voete gaan neerlê. Die volgende video sal al die feesvierings in hê.